Goeiemôre en welkom by ons 10 dae van gebed met die tema ontketen. Ons is by dag 6 en ons titel vir vandag is Staan vir Christus en volg hom ten volle. In 'n stampvol klaskamer het die onderwyser die studente gevra om stil aan 'n opdrag te werk. Maar 'n groep agter in die klas het 'n ander student begin spot, wrede grappe gefluister en hard gelag. Die meeste van die klas het dit opgemerk, maar niemand het gepraat nie. Almal het gedink as ek iets sê, sal hulle ook teen my draai. Een student met die naam van Anna het gevoel hoe haar hart klop. Sy het geweet dit was nie reg nie. Sy het na die onderwyser gekyk wat dit nog nie opgemerk het nie, toe na die seun wat gespot is, wat met sy kop na onder gesit het. Anna het opgestaan en ferm gesê: "Stop. Dis nie oukei nie. Ons is hier om te leer, nie om mekaar seer te maak nie." Die vertrek het stil geword. Die groep agter het gemompel, maar hulle het darm gestop. Die onderwyser het omgedraai en gesien wat gebeur het. Sy het Anna bedank dat sy gepraat het en die seun wat gespot is, het haar 'n klein dankbare glimlag gegee. Die onderwyseres het toe 'n kers uitgehaal en dit aangesteek en het gesê: "Anna was soos hierdie kers. In 'n donker kamer kan 'n klein vlammetjie die donkerte verdryf." Dapperheid werk op dieselfde manier. Selfs een persoon se standpunt vir wat reg is, kan die atmosfeer vir almal verander. Die lesse uit die verhaal is: die klaskamer verteenwoordig die wêreld rondom ons, waar verkeerd dikwels ongemerk bly. Die spottende groep verteenwoordig druk om stil te bly of saam met die skare te gaan. Anna se moed wys dat dit riskant kan voel om vir wat reg is te staan, maar bring lig en hoop. Die kers is die simbool, een vlam kan 'n verskil maak, net soos een persoon se dapperheid ander kan inspireer. Dapperheid is nie die afwesigheid van vrees nie. Dis die keuse om ten spyte daarvan op te tree. Soos Anna se kers kan jou standpunt vir wat reg is, die weg verander, verlig. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik weer na U toe. Ons vra dat U ons sal verlig deur U woord. Leer ons lesse vandag, Heer. Help ons om standvastig te staan in Christus en hom ten volle te volg. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokusteksvers kom uit Handelinge 1 vers 13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bokamer waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Ons ander fokusteks kom uit Handelinge 2 vers 1 tot 5. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En dan sê dit, wie was daar die nasies? Dit sê Pathers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Was Petrus in daardie boefretrek? Verseker was Petrus in daardie boefretrek, eendragtig saam met die ander disippels. Wat het die Heilige Gees deur Petrus en die ander op Pinkster gedoen?
Die Heilige Gees het die disippels ingevul en hulle bemagtig en bekragtig om oor Jesus te getuig in ander tale, in ander nasies se moedertale. Hulle het met krag getuig van Jesus, die evangelie verkondig met autoriteit. Die toneel is die ene belangstelling. Kyk, hoe kom die mense uit alle rigtings om te luister hoe die disippels van die waarheid getuig soos dit in Jesus is. Hulle dring na binne die tempel en die tempel is oorvol. Priesters en owerstes is daar met die donker frons van boosaardigheid nog op hulle aangesigte. Hulle harte steeds gevul met blywende haat teens Christus. Hulle hande onrein met die bloed wat gestort is toe hulle die verlosser van die wêreld gekruisig het. Hulle het verwag dat die apostels onder die strenge hand van onderdrukking en moord oorbluf sou wees, maar hulle vind hulle bo alle vrees verhef en vol van die Gees besig om die godheid van Jesus van Nasaret met krag te verkondig. Hulle hoor hulle met vrymoedigheid verklaar dat die een wat so kort gelede verneder, bespot, met wrede hande geslaan en gekruisig is, die lewensvors is en nou aan die regterhand van God verhoog is. Die Handelinge van die Apostels bladsy 42. Die uitstorting van die Heilige Gees het die disippels die moed gegee, selfs gedurende bedreigende gevaar, om die waarheid soos dit in Jesus is te verkondig. Ons is soms bang om van ons geloof te getuig in hierdie tyd van vrede waarin ons leef. Ons is bang vir verwerping, om vriende en familie te verloor. Hoe het ons die invulling van die Heilige Gees nie nodig vandag nie? Sodat ons ook met durf en daad die evangelie vrymoedig kan verkondig aan ons familie, ons vriende en ons hele dorp. Handelinge 2 vers 13 tot 14 sê, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn hierdie disippels wat so in ander tale praat. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Petrus, die een wat omtrent 7 weke voor Pinkster in die openbaar verklaar het dat hy Jesus nie ken nie en hom verloon het, watter verrassende stappe neem Petrus hier toe hy met die Heilige Gees vervul is. Hy's getransformeer vanaf 'n lonaar na 'n sterk getuie van Jesus. Nou is hy nie meer onseker of in ongeloof oor sy Here nie, maar hy getuig met krag wat die Here hulle beloof het. Voor 'n paar mense het sy Here verloon, maar nou met die Heilige Gees staan hy voor 'n groot menigte en getuig en spreek van sy Here en die belofte wat nou vervul is. Hulle kon die naam van Jesus met oortuiging noem. Was hy dan nie hulle vriend en ouer broer nie? Hulle was in sulke noue gemeenskap met Christus dat hulle met hom hemel op aarde geniet het. Met watter geesdriftige taal het hulle idees beklee terwyl hulle van hom getuig het. Hulle harte het oorgeloop van welwillendheid wat so vol, so diep, so verrykend was dat dit hulle gedring het om na die uiteindes van die aarde te gaan en van die krag van Christus te getuig. Hulle was gevul met intense verlange om die werk wat hy begin het voort te sit. Hulle was bewus van hulle groot skuld teenoor die hemel en die verantwoordelikheid van hulle werk. Deur die gawe van die Heilige Gees getrek, het hulle vol ywer uitgegaan om die sege van die kruis te verbrei. Die Gees het hulle besiel en deur hulle gespreek. Die vrede van Christus het van hulle gesigte afgestraal. Hulle het hulle lewens vir die diens aan hom gewy. Hulle hele wese het getuig van hulle oorgawe. Handelinge van die Apostels bladsy 46. Hoe vol is jou hart met dit wat Christus vir jou verrig het in jou lewe? Loop jou hart ook oor dat jy nie anders kan as om te gaan getuig van Jesus se goedheid en guns en liefde nie? As ons waarlik Jesus liefhet en hy alles in ons lewens beteken, sal ons ook 'n intense verlange hê om die werk wat Jesus aan ons toevertrou het, te gaan verklaar aan die wêreld.
Ons moet ook bewus wees van ons groot skuld teenoor die hemel en die verantwoordelikheid van ons werk hier op aarde. Ons moet ook opreg bid dat die gawe van die Heilige Gees ons sal trek om vol ywer uit te gaan om die oorwinning van die kruis te gaan verkondig in ons dorpe en dat die Heilige Gees deur ons kan spreek. Is jou lewe ten volle toegewy aan Christus se diens is die vraag. In Handelinge 4 vers 1 tot 13 staan daar en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en van die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owersters en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle: "Deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen?" Dit was die genesing van die man. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat julle, die bouers, verag, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered word nie. Toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en hulle het as metgeselle van Jesus herken. Wat was die twee redes waarom Petrus so vreesloos was om van Christus te getuig? Die eerste rede is dat Petrus vervul was met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hom die krag gegee en die dapperheid verskaf in die tyd wat hy dit nodigste gehad het. Dit gee ons hoop in ons taak om die ewige evangelie te verkondig, dat die Heilige Gees ons nie aan onsself oorlaat nie, maar met ons sal wees as ons van Jesus getuig. Die tweede rede is dat die Heilige Gees aan Petrus die vrymoedigheid geskenk het, hom die geestelike gawe gegee het om met vrymoedigheid te praat oor die verlossing wat daar in Jesus was. Dit het die kerkleiers en die owerstes verbaas laat staan dat manne so ongeleerd, so met vrymoedigheid kan praat oor dit wat die belangrikste in hulle lewens was, die redding in Jesus Christus. Handelinge 4 vers 21 tot 31 staan daar, en nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie tekens van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Nadat hulle losgelaat het, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel wat die owerstes en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem van God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak het. Wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owersters het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volk van Israel vergader teen U heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hierdie dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek.
deurdat u hand uitgestrek het tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Waarvoor het die gelowiges in hierdie stuk gebid? Na hulle dreigemente het die disippels meer ernstig gebid, dat selfs gedurende vervolging hulle die woord met vrymoedigheid sou spreek. As ons aanvalle ervaar vanaf ons familie, vriende of selfs vreemdelinge, moet ons nie moed verloor nie, maar moet ons ook eerder nog ernstiger bid, dat die Heilige Gees deur ons sal spreek en ons ook meer vrymoedigheid sal skenk om die woord van waarheid te verkondig. Die aanwesiges wat Petrus se aandeel in die verhoor van sy meester onthou het, het hulle gerus gestel dat hy nou deur die bedreiging van gevangenskap en die dood afgeskrik kon word. Maar die Petrus wat Christus in die uur van sy grootste nood verloon het, was voortvarend en selfgenoegsaam. Hy was baie anders as die Petrus wat nou voor die Sanhedrin gebring is om verhoor te word. Sedert sy val het hy hom bekeer. Hy was nie meer trots en grootpraterig nie, maar beskeie en sonder selfvertroue. Hy het vol van die Heilige Gees en hy was vasberade om met behulp van daardie krag die klad van sy afval te verwyder, deur die naam wat hy voorheen verloon het te eer. Die Handelinge van die Apostels, bladsy 62 en 63. Ons kan vas staan in Christus en hom ten volle volg. Net soos die Heilige Gees vir Petrus getransformeer het, kan hy jou transformeer om met daad en durf die evangelie te verkondig met alle vrymoedigheid. Hy kan jou vrese vir verwerping, vir aanslae verwyder en jou 'n krag en wysheid gee om 'n volwaardige disipel vir Jesus te wees. Waarom wag jy? Vra vir God vir die Heilige Gees. Vra vir God vir die vrymoedigheid wat hy Petrus gegee het, dat hy dit vir jou ook sal gee, sodat jy ook kan getuig van jou verlosser. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons wil vas staan in U. Heer, maar ons besef, ons het 'n almagtige God. Ons het 'n Heilige Gees nodig. Ons het U Gees nodig in ons lewe. Ons bid vir die vrymoedigheid om te wees wie die Heilige Gees ons geroep het om te wees. Ons bid dat die Heilige Gees elke persoon in ons familie, ons vriendekring en ons kerkfamilie sal bevry van alle vrees en vooroordeel, sodat hulle die goeie nuus van Jesus met enige iemand te kan deel. Ons bid dat die Heilige Gees elke persoon in ons kerk te help om die woord van God met daad en durf en die groot liefde van God te spreek. Ons het U hulp so nodig, Heer. Help ons en lei ons, Heer, want ons wil nie net vas staan in Christus nie, maar ons wil U ten volle volg. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.